Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens vanoggend.
Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat hom getrou dien. Stuur nou Here u lig en u waarheid, dat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woninge. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons bly ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe,
en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Voordat ons in die woord van die Here gaan saam lees, kom ons sit net so en dan bid ons saam.
Troue Here van ons lewe, wanneer ons vanoggend so stil word en U naam aanroep, kan ons nie anders as om dankbaar te wees vir dit wat ons reeds van U ontvang het nie. Kan ons nie anders as om vanoggend weer ons nietigheid en ons afhanklikheid te bely en te erken, Here, dat ons nie sonder U 'n tree kan of wil waag nie. Soveel seëninge uit U hand wat ons al reeds ontvang het, genade onbeskryflik groot, en kan ons ook in hierdie tyd ervaar, Here, dat U ons dra. Ons bid vanoggend, Here, vir ons land. Ons bid, Here, vir ons regering, vir hulle onderskeidingsvermoë sal gee en hulle ook sal lei, Here. Ons bid, Here, vir ons kerk. Ons pleit, Here, dat U met kerke oor die wêreld sal wees waar hulle boodskap van hoop moet uitdra. En Here, dat ons steeds 'n baken sal wees vir hulle wat verlore is, vir hulle wat op soek is. Bid, Here, vir ons lidmate, vir elke persoon wat vanoggend inskakel. Mag ons U teenwoordigheid ervaar, Here. Mag ons ook in hierdie Pinkstertyd deur die Gees gelei word, en mag ons al meer daarna streef om U wil te doen. Here, maak ons ore oop vanoggend en ons harte ontvanklik, sodat ons sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Dankie, Here, dat ons mag weet U het ons reeds vergewe. Dankie, Here, dat ons mag weet dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Want aan U, Here, behoort al die eer en die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking, en so sal ons altyd by die Here wees. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen wat in die woord van die Here lees, dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Geliefdes, dit is die een ding waarna ons as gelowiges die meeste uitsien, maar dit is ook die een ding waarvoor ons die bangste is. Wie het nie al gewonder oor wat met ons gebeur wanneer ons sterf nie? Wie mis nie ongestorwe geliefdes nie? 'n Nederlandse teoloog, Al van Reeler, het beweer dat 'n mens eers teen ongeveer jou 40-jarige ouderdom begin dink aan jou dood. En het hy gemeen dat voor dit, in jou jong jare, is jy nog te besig om jou lewe te probeer bemeester. Dis eers daarna dat jy begin dink oor die einde van jou lewe op aarde.
'n mens kan egter nie anders as om dikwels daarin herinner te word dat jou lewe hier op aarde grense het nie. En in Psalm 90, Moses se gebed, praat hy baie duidelik daarvan. Geliefdes, hierdie grense in ons lewe, ek moet die afgelope tyd baie laat dink, ook aan die Israeliete wat grense moes oorsteek, ook tydens die oorsteek van die Jordaanrivier na die beloofde land. Reg deur ons lewe kom daar sulke oomblikke waar ons draaipunte ervaar, waar ons besluit of die kant toe of hierdie kant toe. En dikwels word daar die keuse ook op ons geforseer, waar ons die bekende moet agterlaat vir die onbekende. Hierdie veranderinge is dikwels tydelik, maar soos jy ook al in die lewe ervaar het, is hierdie veranderinge ook 'n langdurige effek. Dikwels is hierdie oorgrensveranderinge 'n dramatiese verandering. En een van hulle wat ons die meeste bekommer, sekerlik die dood. En om oor die dood te praat of selfs daaraan te dink is nie 'n eenvoudige gesprek. Dit is ook nie 'n gesprek wat jy gemaklik met mekaar voerlê, want daar is altyd ekstra inligting nodig. Daar is altyd die wonder, maar waarom nou? Dalk is ons grootste bekommernis, maar wat word van my? Wat gaan gebeur? Hoe lank is hierdie oorgangsperiode? Paulus se gebruik van die woord slaap vir die dood is nie 'n permanente toestand. Dit is nie die einde van die pad vir ons as gelowiges nie, sê Paulus. Ons glo dat die nuwe lewe wat ons saam met Christus ontvang, ewig is. En dat hulle wat in hom glo, nie werklik sterf nie. En dalk die mooiste voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament, waar Jesus by 2 aangeleenthede na die dood verwys as slaap. Dink maar aan die verhaal van Lazarus. Dink maar aan die verhaal van die dogtertjie van Jairus. Geliefdes, die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, speel af in die stad van Thessalonika. Paulus, wat die gemeente daar op sy tweede sendingsreis teen ongeveer 50 na Christus gestig het. Sy bediening ongelukkig kort geknip omdat hy moes vlug vir sy lewe. En gevolglik laat hy 'n klomp jong gelowiges agter. Jong gelowiges wat nog onduidelikheid het oor baie sake. Jong gelowiges wat wonder, maar wat nou? Hoe nou? Het byvoorbeeld gewonder oor die lot van mense wat sterf voor Jesus se terugkeer. Ook oor die wegbly van Jesus wat vir hulle te lank begin raak het en 'n groot probleem geraak het. Hulle het gedink, dit sou nie so lank duur voordat Jesus sou terugkom. Paulus skryf toe maar vir hulle hierdie brief, aangesien hy nie meer self daar is en hulle vrae kan beantwoord nie. 1 en 2 Tessalonisense is waarskynlik die vroegste van Paulus se briewe wat in die Bybel opgeneem is. In die eerste brief skryf hy met 'n drieledige doel. Eerstens, om dankbaarheid te betuig oor hoe groot die gelowiges daar in Thessalonika gaan. Tweedens, om onduidelikheid uit die weg te ruim. En derdens, om hulle op te roep om te lewe soos wat God wil. Liefdes, toe hy nog by hulle was, het Paulus verkondig dat Christus gou kom. Onverwags. Enige tyd. En dat hulle gereed moet wees. En nou is Paulus weg. Hierdie jong gelowiges begin wonder, maar wat nou? Wat gaan gebeur? Hoe
Hoe werk hierdie saak van die dood? Die lewe gaan voort. Mense sterf en Jesus kom. Hulle grootste bekommernis was, wat word dan nou van die mense wat sterf voordat Jesus kom? Het hulle 'n risiko wat hulle loop dat hulle sy koms gaan mis? En die manier waarop hulle getree het ook laat blyk dat die dood 'n finale skeiding was. Hulle het nog nie die implikasie van die geloof in Jesus Christus verstaan. Dalk nie reg verstaan. Daarom het hulle net soos die ander gelowiges, die ander nie gelowiges, om hulle geword. Hulle het getreur soos mense sonder hoop. Hulle het begin glo, medegelowiges wat reeds intussen gesterf het geen deel aan die wederkoms en opstanding. En dan verduidelik Paulus vir hulle. Dit is glad nie die geval. Beide die skeiding tussen gees en liggaam is tydelik. Met Christus se terugkeer word gees en verheerlikte liggaam herenig. Dan gaan alle gelowiges, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, vir altyd saam met die Here wees. Met ander woorde, die wat reeds gesterf het, word geensins benadeel nie. Daar kom 'n herontmoeting om nooit weer van God geskei te wees nie. Geliefdes, dan in vers 16 en vers 17 beskryf Paulus ook hoe dit sal gebeur. Sy beskrywing van die eindtyd stem ooreen met 'n koning of 'n leier in die Griekse Romeinse tyd wat terugkeer in 'n stad. Die aankondiging van die oomblik van Jesus se terugkeer gaan gepaard met trompetgeskal. 'n Trompet wat weer klink. Alles behalwe 'n stille wegraping. Liefdes, dit is verbeeldingryke taal. Om 'n gebeurtenis te beskryf wat ons as gelowiges se verstand te bowe gaan. Wanneer dit gebeur, sal diegene wat in Christus gesterf het, eers uit die dood opstaan. Daarna sal die wat lewe met hulle verenig en saam op die wolke weggevoer word. Wanneer ek vers 17 en vers 18 lees, dan om my stem amper breek. Want dan sê dit, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Waar is daar 'n beter troos vir u en my gelowiges? Waar is daar 'n beter troos vir ons wat in hierdie lewe oorgrensveranderinge beleef? En dan sal ons altyd by die Here wees. Die Here sal altyd met ons wees. Geliefdes, dit is hoe ons mekaar moet troos ook in hierdie tyd, in hierdie omstandighede. Nooit sal die Here ons in die steek laat nie. Geliefdes, mens sal dalk kan aflei uit vers 13, dat Paulus van mening is, dat mense met hoop treur nie. Ons sou dalk kon verstaan dat ons as gelowiges nie mag huil, dat ons nie mag seer nie, maar dit is nie waar. Selfs Jesus het ook by Lazarus se graf getreur. Geliefdes, daar is treur en dan is daar treur. Hoop beteken nie dat ons nie ly as gevolg van 'n verlies nie. Dat ons nie ons geliefdes verskriklik mis nie. Dat ons nie ook deur dele van moeilikheid in ons lewe gaan. Ons gaan op 'n punt kom in ons lewe waar ons wil gaan stil sit en
amper in sak en as wees soos 'n Job, waar ons nie kan sien hoe ons vorentoe kan beweeg nie, en ook nie kan bepaal wat nog vir ons in die toekoms voor lê. Maar daar word van 'n Christen verwag, dat alhoewel ons treur, ons ook verby dit kan sien. Dat ons ook in gedagte sal hou dat Christus se sterwe en opstanding ons deel gemaak het van iets veel groter en veel meer. Daarom sê Romeine 12 vers 15, wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Nie ongevoelig wees met mekaar. As ons op mense se pad kom in hierdie tyd en ons sien hulle mismoedig. Ons moet nie ongevoelig wees wanneer mense huil en seer. Ons taak as gelowiges is juis om in tye van hartseer ook die boodskap van hoop uit te dra. Dat daar vir ons 'n ander lewe voor lê. 'n Nuwe toekoms wat reeds voorberei is. Liefdes, ek het vanoggend besluit om die geloofsbelijdenis voor die erediens te doen. En dan ook die vraag aan elkeen van ons te stel. Wie is God drie-enig in hierdie situasie? In 'n oorgrensverandering, in tye van moeilikheid, in moeilike omstandighede, selfs in die dood. Wie is God drie-enig? En dan bely ons, Jesus is die opgestane Heer, die een wat die dood oorwin het. Hy het die angel daaruit gehaal. 'n belofte wat hy vir ons elkeen gee, vir elke moeilike situasie. En dat die wat in hom glo sal lewe, omdat hy reeds gesterf het. Dat hy ons weer gaan kom haal. Liefdes, dan kan dit mos nie wees dat ons in tye soos hierdie mismoedig moet raak nie. Ja, verseker dat ons kan erken ons het hartseer. Dat ons kan erken, maar dit is moeilik. Maar dat ons ook die vaste vertroue moet hê dat Christus met ons is. En daarom troos ons mekaar met die woorde dat God ons nooit in die steek sal laat nie. Ek sluit af, geliefdes. Die dood is inderdaad 'n toets vir ons diepste geloofsoortuigings. Moeilike omstandighede en uitdagende omstandighede is 'n toets vir ons diepste geloofsoortuigings. Maar dan moet ons vir mekaar vra of ons werklik glo in Jesus, of ons waarlik vir God op sy woord neem. Dit is verstaanbaar wanneer ongelowige mense dodelik beangs is vir die dood. Wanneer hulle ontroostbaar is by die graf en wanneer hulle losbandig lewe. Maar wie glo in die opstanding en die wederkoms sal anders reageer en anders lewe. Ons het immers troos en hoop. Ons het immers almal deel aan hierdie ewige lewe. En kan ons in hierdie Pinkstertyd ook getuig van die Heilige Gees se werking in en deur ons lewe. Mag u dit ook onthou. Mag ons mekaar bly troos met die woorde dat God altyd daar is. Dat hy ons nooit in die steek sal laat. En mag ons uitsien daarna om saam met God herenig te wees wanneer hy ons elkeen kom haal. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here,
Ons Here. Wanneer ons vanoggend so stil raak en luister na dit wat U vir ons sê, moet ons erken dat dit nie maklik is vir ons om die bekende agter te laat en die onbekende in die gesig te staan. Moet ons erken, Here, dat in tye van wanhoop ons ook sommer tou wil opgooi en wil oorgee. Erken ons, Here, ons as mense maar nietig is en broos is. En dikwels ook na ander moontlikhede soek en na ander antwoorde soek. Ons wil bid, Here, dat U ons in genade sal ontsien. Dat ons ook sal hoor, as U vir ons sê, U sal ons nooit in die steek laat. Dat ons ook in ons lewe elke dag, vir hulle wat saam met ons leef en rondom ons leef, ook 'n baken van hoop sal wees. En wanneer ons hartseer word, wanneer ons treur, ons ook verby dit sal kan sien. Ook die hoop sal raak sien, wat reeds vir ons bevestig is. Here, ons dank U, dat ons steeds op hierdie wyse, as gelowiges reg oor die wêreld kan saam luister, en ook saam kan stil word. Ons is dankbaar, Here, vir al die genade in ons lewe. Ons is dankbaar, Here, vir dit wat U elke dag vir elkeen van ons doen. Amen. Net by God vind ons rus, van hom kom ons redding. Hy is ons rots en ons redding, ons veilige vesting, sodat ons vas en stewig kan staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle meewerking van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.
Geliefdes, baie dankie vir elkeen van die wat vanoggend weer op hierdie wyse ingeskakel het. Ons is steeds besig om 'n beter produk te probeer voorberei elke week en ons is baie opgewonde ook oor die wyse waarop ons in die kerk vanoggend ook die erediens kon uitsaai van. Geliefdes, as daar enige vrae is op hierdie stadium by u rakende wat die toekoms vir ons voorlê as kerk en ook rakende die wette en regulasies, wil ek graag vir u vra om my te kontak indien iets onduidelik is. U het die besluit gesien en ook die e-pos sien wat ek aan u gestuur het. Baie dankie ook vir elkeen van u se geduld en u ondersteuning in hierdie tyd. Wat die afkondigings aanbetref, baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar. Ons is opgewonde saam met julle. Mag julle ook 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar geniet. Baie sterkte ook aan elkeen wat in die hospitaal is, elkeen wat herstel na 'n operasie. Ons glo en vertrou dat die Here se hand u sal dra in hierdie tyd. Liefdes, van my kant af verder nie veel meer nie, wel om dankie te sê vir Heinrich wat vanoggend hier saam met my is. Dankie ook vir jou spel en ek glo elkeen van u sien uit ook om te luister na wat hy vir ons opdis. Geniet die Sondag